Die herfs begin nou einde se kant toe staan. Die winter is net om die draai. En soggens as Heidi haar by die waterpomp gaan was, is dit reeds bitterkoud. Jy moet behoorlik vryf, dis gesond. Ek gee nie om nie, ek hou meer van die somer. Dan kan die wind jou nie wegwaai nie. Daar kom Pieter met sy bokke aan. Hallo, Pieter. Goeiemôre. Goeiemôre. Kry jy ook vanoggend so koud? Nou net ek ampertjies weggewaai. Anu, my neus gaan nog af. Ek is seker my hele lyf is blou. Hou aan vryf, dit is gesond. Waar kom jy nou weer daaraan? Van wanneer af is vrywe gesond, hè? Van vandag. Sneeuvlokkies. Die eerste sneeu, dit sneeu. Weet jy of ek so bly is daaroor nie? Heidi? Oupa, kom gou. Kom kyk, dit het nou net begin Jy sneeu. sneeu so, mense so sweer 'n ster het geval en nie net 'n paar sneeuvlokkies nie. Kyk net daar, spierwit sagte sneeuvlokkies. Ja, is dis nou hier ons ou winter. Pieter, dit sneeu. Oral dans die vlokkies. Wit sagte sneeuvlokkies. Hulle lyk net soos klein wattersterretjies. Dit sneeu. Dit het nog meer sneeu, sommer baie meer. Nou is alles wit. Ek is toe onder die sneeu. Alles is vol sneeu. Sneeu. Oral net sneeu. En selfs die vensters toe gesneeu. Oupa het baie sneeu gesien. Dis mooi. Heidi, het daar iets gebeur? Ja, daar het iets gebeur. Het oupa dan nie gesien nie, die hele wêreld is vol sneeu. Alles is wit soos die witste wol. En selfs my bed is vol sneeu. Dit het ingesneeu, hè? Ons sal dadelik daai venster moet heelmaak. Maar hoekom dan? Is lekker om in 'n bed van sneeu te slaap. Eindelik is dit winter. Oral is daar sneeu, selfs op die toppe van die bome. Hi! Waarom sê julle so? Wil julle iets vir my sê? Kom tog binne, kind. Jy vat koue hier. Dra die bome dan missies van sneeu teen die koue. Ja, jy behoort vir jou missie ook op te sit. Luister net hoe fluister die takke. Ek weet bome kan nie praat nie, maar baie keer dink ek hulle wil iets vir my sê. Kan oupa verstaan wat hulle sê? Ek het altyd probeer luister. Ja, mens moet net mooi luister.
Hoor oupa iets? Nee, ek hoor niks nie. Maar miskien is dit oor ek te oud is om te hoor hoe dat bome praat. Hè? Oupa te oud en te doof. Dis tog nie waar nie, né? Ek hoor nog net so goed soos 'n konynkie. Maar oupa se ore is dan nie so lank nie. Kom saam, Josef. Ek wil jou iets wys. Kom. Ai, liewe tog. Jy's 'n regte ou slaapkous, maar maak nie saak nie, kan sonder jou klaarkom, Josef. Totsiens, oupa. Ai, die kind. Totsiens. 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 Ah! Oh, hoe laat jy my skrik, Josef? Ek hoop tog nou jy's wakker. Hoera! Nou gaan ek jou toegooi, Josef. Wag nou. Heidi, kom nou in die huis in. Die sneeu is te nat. Oh, ek kry nie kyk nie, oupa, die sneeu is regtig nie nat nie. Kom nogtans binne. Ag nee, hoekom dan? Ek wonder hoekom Pieter nog nie vandag hier aangekom het nie. Hy sal ook nie kom nie. As dit sneeu kan die bokke nie boontoe gaan nie. Hulle sal eers weer bedags kan wees as dit warmer is. Beteken dit dat Pieter die hele winter lank glad nie hier sal kom inloer nie? Dis vreeslik. Hi. Oupa, daar hardloop iets daarbo. Wag. Hi. Oupa, kom gou, hy staan daar agter. Waar staan wat? Wys my. Kom nie na my toe, dan kan oupa Pieter sien. Nou goed dan. Daar. Shh. By die boom. Ons moet net stil wees. Is 'n takbok. Hy is seker honger en soek nou na iets om te eet. Nou kom gee ons hom dan nie kos nie as hy honger is. Maar hierdie wildsbokke is baie skeen. Gee dadelik pad as hulle jou sien aankom. Ons sal vanaand vir hom hooi hierso neersit, dan kan hy dit môre vroeg kom opvreet. Die sneeu val glad nie op hom nie, want die boom maak 'n kombers bo oor hom. Die takke beskerm hom. Kan ek nie sommer nou gaan hooi haal nie? Nee, liewers later. Ek dink hy sal dit by my vat, oupa. Nou ja, as jy dan nou so seker is, kyk of jy dit reg kry. Ag, bly hier. Ek het vir jou iets gebring om te eet. Moenie vir my bang wees nie. Ek sal niks doen nie. Sien jy nou uit weggehaal? Ja, hy het, oupa. Maar ek sê tog niks aan hom gedoen het nie. Heidi, wanneer gaan jy leer om 'n bietjie meer geduld te hê? Veral as 'n mens met diere te doen kry, moet jy baie geduld hê. Sit die hooi daar neer waar hy gestaan het, daar agter onder die boom, en dan wag jy. Ja, dis 'n goeie plan. Moenie skrik nie. Hier's jou kos. Eet maar lekker, hoor. Kom. Ek het jou agter 'n ander boom gaan wegkruip. Nou is ek darm nuuskierig, oupa.
En hy het ook glad nie lank gewag nie. Dit sneeu nou al daaraan een en die hemel is met donker sneeuwwolke oortrek. Vanaf 'n paar tree van die huis af kan jy skaars die dak herken. Heidi gee nie juis veel om nie, want sy het nou iets nuuts ontdek wat haar heeldag lank besig hou. Heidi gaan elke dag na die hoë boom wat sy vasglo met haar wil praat. En daaronder sit sy hooi en koring vir die wildsbokke neer. Vir Heidi het die sneeubedekte berge hulle eie baie besondere bekoring. Hierso. Ek het nie gedink hy sal nie. Lekker hè? Wil jy nou alles alleen opvreet? Los 'n bietjie vir die ander. Oupa, die takbok het uit my hand uitgevreet. Ek het die hooi na hom toe uitgehou en hy het alles sommer met een slag Sien jy wat opgevreten. geduld kan doen? Ek het 'n nuwe maat. Ek Ek het is 'n maat. bly met Ek het 'n maat. Ek het 'n nuwe maat. Ek het 'n maat. Lyk daai stuk hout nie bietjie soos 'n bok nie, oupa? Kan oupa dit nie heeltemal soos 'n bok laat lyk nie? Gee hier, dan kyk ek wat ek kan doen. Oupa moet hom horings gee, hoor? En 'n kop en 4 bene. Oupa is so slim. Lyk vir my meer na 'n boerbok. Is dit moeilik? Is steenbok. Jy's mos lief vir diere, hierso. Baie dankie. Dankie, oupa. Dis die mooiste dag in my hele lewe. Ek het 'n diertjie van hout gekry. Hou jy nie meer van jou steenbokkie? O, oh, ja. Maar hierdie steenbok het my weer aan die bokke laat dink en aan Snoekie en ook aan Peter. As dit maar net weer wil lente word, dan kan ek hulle almal weer sien. Die winter in die berge is baie eensaam. Ek weet dit my kind. Nee, ek's nie eensaam nie. Oupa en Josef is mos hier. En wat van my diere daar buite in die bos? Wat's dit? Miskien is dit net die wind wat aan die deur geruk het of dalk is daar iemand buite. Ek dink tog ek het 'n klop aan die deur gehoor. Dalk is dit een van jou bokke of die sneeuman wat jy gister daar buite gebou het. Daar sit weer.
Oupa? Hoor oupa, ek het my tog nie verbeel nie. Daar is sowaar iemand by die deur. Dit kan net jou sneeuman wees. Wie anders sal hierdie tyd van die winter kom kuier? Hy sal sommer smelt hier binne die arme sneeuman. Ja, kom liewes weg. Voordat ek hom wegjaag, dink ek moet jy eers 'n bietjie kyk. Wat? Peter? Jy weet net nie hoe bly ek is nie. Ooh, jy's stokstyf van die koue. Kom sit by die vuur, Peter, en maak jou warm. Jou neus is darm nie meer so rooi nie. Omdat ek jou ken, Peter, weet ek wat jy dink. Ja, waarvoor wag julle twee nou eintlik? Val maar weg. Graag. Lekker. Die bokmelkkaas is baie lekker. Wat doen jy heel dag lank nou dat jy nie meer bokke oppas nie? Terwyl Peter nog aan dit eet is, gaan jy nie antwoord uit hom kry nie. Ooh, maar wat doen hy dan? Dis nie 'n moeilike vraag om te antwoord nie. Peter is nie skool. Uit sy eie. Haai, ek het nie geweet 'n mens kan uit jou eie uitgaan nie. Ja, sien jy daar is te ken. Moes jy my so laat Jy skrik? vertel nou vir my of dit lekker in die skool is en hoe dit daar lyk. Die skool lyk maar net 'n huis. Is dit? En hoe lyk die kinders wat saam met jou skool gaan? Wag 'n bietjie. Laat ek nou eers mooi dink. Ja, jy sien, hulle lyk maar net soos enige ander kinders. Pieter is nie juis iemand wat gaande is oor skool nie. Dis vir hom net 'n bietjie te vervelig en hy steek dit ook glad nie weg nie. Eienaardig. In die veld in die somer wanneer hy saam met sy bokke weiding soek, weet hy altyd wat om te doen. Maar hier in die skool wil dinge maar net nie vlot nie. As jy dit nie in jou kop kan kry nie, dan sit ons dit maar bo. Ek wens ek was daar. Wag net tot jy in die skool is. Ek is seker hy sal meer praat as al die onderwysers saam. Dit klink vir my baie lekker om skool toe te gaan. Ja. Hierso is dit baie lekkerder. Hierso by julle in die hut, dis mos nou lekker. Ek is bly, Peter. Jy het daarom genoeg by ons te ete gekry. Nee, daar's maar altyd plek vir nog. Dis my groot probleem. Jou maag sal nooit volkom nie. Ek kan dit nie help nie. Pieter, baie dankie vir die groot verrassing. Mag ek maar weer volgende Sondag kom? Sondag is daar nie skool nie. Asseblief, ja. Hy wil weer kom kuier. Ek sien uit daarna, Peter. Ek kom beslis. Ja. Tada, Heidi. Tada! Tada! Dit was 'n lekker dag. Heidi! Ja? Amper het ek vergeet, my ouma het jou uitgenooi om by ons te kom koffie drink. Vir my? Ja, natuurlik, wie anders? Sê jy kom. Heidi weet nie wat sy moet antwoord nie. Sy's nog nooit tevore uitgenooi nie. En sy het nog nooit daaraan gedink dat enige iemand in die wêreld, behalwe haar oupa natuurlik, haar graag by hulle wil hê nie. Was dit nou met jou? Jou tong ingesluk. Bedoel jy dit regtig? Of gaan jy as ek daar aankom vir my lag en sê dit was net 'n grap gewees? Bedoel jy dit regtig? Kan ek maar sê jy sal kom? Ja, natuurlik. Jy kom haal.
dit was 'n wonderlike dag. Iemand het my tog uitgenooi. Ek gaan by mense kuier. Ek hoop tog daar gaan 'n lekker koek ook wees. Oupa het nog niks gesê nie. Hy is oupa dan nie op bly nie? Mag ek dan nie gaan nie, oupa? Oupa? Kom antwoord oupa dan nie. Ek was in gedagte. Ek weet net nie of ek jou alleen met Peter moet laat gaan. Ek sien jou vat. Kan ek regtig gaan? Het oupa ja gesê? Hoera, hoera! Ek hoop dit hou sommer gou op met sneeu. Heidi se oupa kan nie in haar vreugde deel nie. Hy ken Peter se ouma, maar koester ook 'n wrok teenoor haar, soos teenoor die res van Durflee se inwoners. Hiervan weet klein Heidi niks nie, en sy bly maar net wag dat die sneeu moet ophou. Maar dit sneeu nog vir baie dae en nagte aaneen, en Heidi word al hoe ongeduldiger. Maar een oggend, toe sy opstaan, het dit opgehou met sneeu. Die donker sneeuwwolk het verdwyn. Die lug is so blou soos Heidi dit in die somer geken het, en die son weer kaats op die sneeu. Eindelik kan Heidi saam met haar oupa met die slee onder na die dal toe gaan om vir Peter se ouma te besoek. Maar hiervan vertel ons julle in die volgende episode.